Goeiemôre, maar baie welkom aan julle almal vanoggend hier saam om die woord te hoor. Kom ons, net soos jy daar sit, kom ons raak rustig. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Geliefdes, uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. In Micha 6 vanaf vers 6, net so 3 versies. Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan of met jaaroud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eerstgeborene offer vir my sonde, om wat uit my liggaam kom, vir my oortreding? Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God, om die Here te dien. Dit is wysheid. Dit is wat die Here vra, om die Here te dien. Dit is wysheid. Apostoliese geloofsbelijdenis gepreek. Ek gaan dit een of ander tyd gaan ek hulle weer aanraak. Ek weet die sekere terme wat die mense soos ter hulle neergedaal het en daar is nog so 1 of 2 punte wat ek nie nou vinnig kan dink nie. Maar kom ons bely saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, sterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Jy kan maar sit. Die tweede gedeelte van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, is ook 'n term wat mense nie verstaan nie. Bedoelende daarby dat mense, ek weet nie wie van julle weet nie, die Katolieke Kerk glo in die Vaafvuur. Weet nie wie van julle het in die Vaafvuur al gehoor nie. Dit was 'n hele paar eeue gelede. Ons weet van die korrupsie in die pausdom, waar die paus ekstra geld wou maak, het hy sulke briefies uitgegee, wat hulle geglo het, as jy so sterf, dan land jou geliefdes in die tussendood, die Vaafvuur. En jy kan hulle name opskryf as jy bekommerd is oor hulle, en dan kan jy bid vir hulle, gebede opdoen. Wie van julle weet, dit was in die kerk, en vandag klink het vir my, staan van die dinge weer op in die gemeenskap. Nie net hier nie, maar ek meen dinge wat wêreldwyd gebeur. En ek wil graag vir julle noem, voor ek met die prediking begin. As daar terme is wat jy moeilik verstaan, kom praat gerus met my daaroor, en moontlik sit ek dit dalk nog in 'n preek, om die dinge dalk beter te verduidelik. Vanoggend is my teksgedeelte Handelinge 2, die eerste 13 versies. Volgende Sondag gaan ek aan, ons gaan die verse verder behandel. En my tema is herlewing. Voor ek vir ons lees,
kom ons buig ons hoofde. Here, dankie vir u woord, dankie vir hulle wat hier so sit. Dankie vir gebed. Dankie vir hulle, Here, wat dalk iewers een weg is, wat by 'n familie of vriende is of so kuier, wil u hulle nie veilig terugbring nie. Dink ook aan die komende feesgety, Here, wat dalk baie mense gaan weggaan. Wil nie met hulle wees, daar waar hulle weggaan nie. Maar ek sou vanoggend hier in die gebou, Here, en ons hoor u woord, ons hoor gebed. My gebed is, Here, berei een en elkeen se hart voor. Maak ons skoon, maak ons rein, maak ons gereed, Here, vir u wederkoms. Skep daardie verwagting in ons hart, Here. Maranatha, kom, Here Jesus, kom gou. Kom haal u bruid. Mag gee dat u bruid, terwyl u nog nie gekom het nie, hulle self sal verootmoedig voor u. 'n Gees van gebrokenheid in elkeen sal hê, Here, dat ons sal nader tot u, u groote God, soos Micha sê. Gee, Here, dat elkeen wat vanoggend hier sit, u woord sal hoor, en dit ter harte sal neem. Dankie daarvoor, in Jesus naam, amen. Handelinge 2 vanaf vers 1. Die uitstorting van die Heilige Gees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie van Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië en Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Volgende Sondag sal ons die gedeelte verder lees. Ons gaan verder uit Handelinge en dan sal ek verder preek oor die tema. Herlewing. Ek onthou as jongman in Pretoria Wes, terwyl Dominee Etienne Marits vir die eerste keer daar gekom het ek ook vir die eerste keer in my lewe gehoor van herlewing. Hy het baie daaroor gepreek. Ons het baie daaroor gebid. Ons was soms opgewonde daaroor gewees, want ons wou hê God moes werk in mense se lewens. Ons wou hê God moes ook in ons eie lewens werk. Ek het boeke gelees oor herlewing, ek het boeke in my boekrak oor herlewings wat in die verlede gebeur het. Op verskillende tye, verskillende plekke in die geskiedenis van die kerk. En as mens vandag gaan kyk na die toestand van die kerk, vandag jong mense en selfs ouer mense wat al minder kerk toe kom.
Die Sondagskool wat leegloop. Kerkbanke waar daar meesal op, en ek sê dit vanoggend met respek, gryskoppe opsit. Mense wat na kerke toe gaan eerder waar ek dalk goed voel oor myself. En in die meeste gevalle gaan die mense huis toe, en dan gaan die lewe maar net voort op dieselfde manier. Dis die dag, of dis die gees van ons tyd. Mense gaan maar net weer op dieselfde manier terug huis toe. Ons lewe in 'n tyd waar 'n individu se behoeftes aangespreek moet word. Die jong mense sê, soos, wat kan ek uit die deal uitkry? Hoor die mense praat, veral ons jong mense, of ons jonger geslag. En ons media is vol daarvan. Want dis mos die lokkas wat die media vir die mens voorhou, of die mense wat adverteer, sit mos altyd 'n lokkas daar. Wat kan ek daaruit kry? En vandag by die vis, want daar is 'n lokkas. 'n Mens moet mos skoor uit die deal, sê die jonges. Anders is dit nie meer 'n deal nie. En hierdie mentaliteit het ook na ons kerke toe oorgespoel. Wat is daar vir my in die deal? Ek wonder of jy al by jouself gesit en wonder het, as ek in 'n kerk sit, en ek wil net goed voel, die Sondag wat ek goed voel, maar my lewe, as ek weer teruggaan, het nie verander nie, hy bly dieselfde as wat hy 'n week of 2 weke of 3 weke of 'n maand was. Het jy al ooit by jouself begin vra, maar is dit regtig dan die kerk van die Here Jesus? As ek net op 'n Sondag wil goed voel, maar my lewe het intussen dieselfde gebly, daar vind nie verandering plaas nie. En ek glo, dit wat ek vanoggend vir julle gesê het met my gebeur as jongman in Pretoria Wes. En dalk het dieselfde met julle ook gebeur. Jy dalk vir die eerste keer gehoor toe ek hier gekom het van die woord herlewing. Dalk het jy die eerste keer die woord herlewing van die kansel afgehoor. Onthou, laas jaar, einde Maart, toe ons hier aangekom het in Brenters, was hier nie 'n gebedstyd gewees in die kerk nie. Daar was gebid in die selgroepe, want ons het die selgroepe besoek. Daar was gebid by die Bybelstudie geleenthede, maar daar was nie 'n geleentheid wat die mense gebid het nie. Ek weet, hier was vroeër jare, want dit het ek het gehoor, was hier in die tyd van Dawid, was hier gebed gewees. Daar was ernstig gebid, maar soos die jare aangeloop het dit vervlou. Laas jaar Mei het ons op Saterdagoggende om 6:00 hier by die saal begin bid. En aanvanklik het dit stadig begin en mense het vir my gesê, maar ons bid by ons huise. Met tyd het dit meer geraak. Elke Vrydag aand het ek op die groepe van die kerk gesit. Ek het post gelos, kom bid saam. En in die begin het dit dalk 'n goeie effek gehad, maar met tyd het dit ook vervlou. Ek het vir myself gesê, ek wil dit nie meer op die groepe post nie. Want die spreekwoord lui wat die ou mense gesê het, jy kan die perd tot by die water bring,
maar jy kan die perd nie maak drinkie. Ek weet ook, dat daar mense is wat nie saam kom bid, maar wat 'n hart vir gebed het. Daarom nooi ek nie meer mense om te kom bid nie. Ek vertrou eerder die Here en sê, Here, as ons herlewing in hierdie gemeente wil hê, dan sal U by my moet begin en by die kerkraad moet begin en by die gemeente moet begin. Net U kan mense aanraak, net U kan U kerk herleef. Al is die groepie klein, pla dit my nie. As wat daar mense is, wat dalk nie daar wil wees nie. So weet ek ook, daar is mense wat daar nie kan wees nie, maar wat 'n hart vir gebed het. En so weet ek ook, is die teenweer waar, wat daar mense is wat 'n hart vir gebed het, maar wat nie daar is nie. As jy herlewings gaan bestudeer, en jy gaan kyk na die lewe van Gideon, het die Here 300 man saam met hom gebruik, om 'n groot leermag te gaan verslaan. God werk altyd deur 'n klein groepie mense om groot wonders te doen. En in die herlewingsgeskiedenis, wat die Here altyd 'n klein groepie gebruik, waardeur 'n herlewing gebring het. Maar ek skep moed, want as ek terugkyk op my eie lewe, was dit ook so gewees. Het die Here in tye my lewe ook manne van God op my pad gestuur. Het die Here boeke ook op my pad gestuur, wat ek kosbaar ag in my boekrak, wat ek gelees het. Skep ek moed, want oor die jare is van daardie godsmanne nie meer hier nie, wel is weggeneem deur die Here, hulle is by die Here. Want hulle het gebid vir herlewing. Skep ek moed, want die Here het hulle gebruik om 'n vuur in my hart aan te steek. Hier word al jare lank gebid vir herlewing in Suid-Afrika. Ek skep moed, want hy het die vuur in die brand gesteek. En hy is die een wat die vuur in stand hou. Ek skep moed, want die hele tyd van wyle Dr. Andrew Murray was daar geestelike verval in die kerk gewees. Liberalisme het in die kerk ingestroom. Waarhede in God se woord is bevraagteken. Die groepie wat om herlewing gebid het, was klein gewees. Maar ek skep moed. In ons dag, waar God se woord as die absolute waarheid bevraagteken word, en ons het dit in ons onlangse algemene synode dieselfde ervaar, rondom die gay kwessie. Vandag, waar alles vroeër in die verlede wat reg was, is vandag verkeerd. En wat vroeër verkeerd was, is vandag reg. Julle het seker al gehoor wat ek gesê, daar is deesdae grys areas, soos hulle sê in die Bybel, daar is nie meer wit of net swart nie. Maar ek skep moed, want in al die herlewings wat ek al gelees het, boeke waarop ek my hande kon lê,
hierdie selfe geestelike verval in die kerk en in die mense se lewens geheers. Dink ons ervaar dit vandag, ek dink dalk net meer intens, want ek glo met my hele hart, dat ons leef in die eindtye, dat die jonges is dalk die geslag, waarvan Matteus 24 praat. Satan, die duiwel, is hard aan die werk om mense se lewens te vernietig. 1 Petrus 5 vers 8 sê hy loop soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Nie hy is 'n brullende leeu nie, hy is soos 'n brullende leeu. En sy mag is beperk en hy weet dit ook. Huwelike, verhoudings, kinders se lewens, mense se lewens en omstandighede, so kan ek aangaan om al hierdie dinge te noem, dwelm, misbruik wat vir my ongelooflik hier in die Oosrand is waar ons woon. Kinders met gedragsprobleme, mense wat mekaar nie kan vergewe nie, en ek gaan dit bly herhaal, tot ek weet dat die Here met julle gaan werk. Sy slagoffers is oral daar buite. Die duiwel se slagoffers is oral daar buite. Maar nog steeds soek mense oplossing in pilletjies. En sielkundiges wat geleerd is. Metodes, kursusse. Wat aangebied word om mense te help om te cope met die dinge. Om te cope met hulle omstandighede. 2000 jaar gelede was daar 'n volmaakte plan gewees. Die volmaakte oplossing. Maar nog steeds soek die mens na oplossings. Ons is mos nie meer oudtyds nie, ons leef mos nou in die moderne tyd. As daar een ding is wat die duiwel vandag in kerke reg oor die wêreld reg gekry het, is om die kruis nie meer sentraal te maak in 'n kerk nie. Die kruis staan nie meer sentraal in baie kinders van God se lewe nie. Ander dingetjies het belangriker geword as dit, behalwe die kruis. Maar ek skep moed. Want geestelike verval is tekens van herlewing. Ek skep moed dat God Brenters en NG Kerk sal herleef. Want herlewing is uitsluitlike ingrype van God. Nie vernuwing nie. Vernuwing is 'n menslike produk. En solank as wat die een wat dit begin het, solank as wat die dominee wat vernuwing in 'n kerk begin het, dag as hy die kerk uitgaan, dan val daardie vernuwing plat. Wylou en Willie Maree, destyds saam met 'n ander dominee wat ook nie meer leef nie, 'n sending onder jeugdiges in die Skiereiland in Kaapstad begin. 'n godgedrewe organisasie wat vandag nog steeds voortbestaan. Hudson Taylor, meer as 2 eeue terug geleef het, die China Inland Mission begin. Vandag bestaan die sendingorganisasie nog steeds. En is seker een van die grootste sendingorganisasies in die Midde-Ooste. Werk wat God begin, bly voortbestaan. Dit het weer nodig geword.
Die tyd het weer aangebreek, dat God moet ingryp. Maar ek skep moed, want hoe nader ons aan God se hart vir hierdie wêreld beweeg, hoe meer intens is die aanvalle van die bose, en ek beleef dit. As jy erns maak met God, gaan jy vervolg word. As jy nie vervolg word nie, dan moet jy begin bekommerd raak oor jou eie geestelike lewe. Dalk het jy lou geword. Hoekom? Want die duiwel sal ten alle koste keer dat die waarheid gebring moet word. Hy wil soveel as moontlik mense en mense se lewens vernietig. En hy het een doel voor oor, hoe meer hy hel toe vat, hoe beter. Dis die doel van die Satan. Hy wil nie alleen hel toe gaan nie. Here Jesus het gesê, breed is die pad wat na die verderf lei, en luister mooi, en die wat daarop ingaan is baie. Smal is die weg smal is die pad wat na die ewigheid toe lei, en die wat dit vind is min. Daarom hou hy ons as kinders van God met allerhande dinge besig, buiten die hart van God vir hierdie wêreld. Hou hy ons besig met sonde in ons lewens, en ons het iewers in ons duistere, of daar in die geheim, vertroetel ons ou sondetjie. Die duiwel is so goed om vir ons besig te hou daarmee. Hy hou die kerk besig met biddeloosheid. Ek sê vir julle vandag, dat as hierdie gemeenskap God se hart gesoek het, en 'n biddende kerk was, en eensgesind in gebed was, dan het ons skole nie so gelyk nie. Dat ons skole nie so gelyk met kinders wat met in stikkende huwelike sit nie. Waar is ons kinders? Waar is ons jong mense? Hulle sit in die winkels, in die shops, in die malls. Hulle sit in die kerke waar hulle met plesier besig is, met lewe wat nie veranderd is nie. Mense, die evangelie, die ware evangelie, is nie iets wat 'n lekker gevoel bring nie. Dit bring verandering teweeg in die binnekant, en alles het baie keer seer, is dit nodig. As God vanoggend hierdie kerk, Brenters Entjie Kerk in herlewing kom besoek het, my en Kluis en een van ons gestaan het, ons almal sou op ons knieë op ons aangesigte gesit het. Nie omdat hy 'n wrede God is nie, maar omdat hy 'n heilige, liefdevolle God is. Hy is ongelooflik heilig. Maar ek skep moed. Want hoe nader ek aan God se hart beweeg, hoe erger gaan die stryd raak. Meer gaan die duiwel fokus op jou, om jou te verhoed, om jou te breek, te keer dat jy bid, te keer dat jy tyd saam met die Here spandeer. En hy is baie goed daarmee. Want ons lewens is 'n getuienis daarvan.
Hy gaan alles in sy vermoë doen om dit te keer. Hy sal selfs, ek kon nou nie 'n goeie Afrikaanse woord gedink nie, 'n substitute te skep vir die Christelike geloof. Solank die mense nie die waarheid hoor nie, is hy baie gelukkig. Die Here Jesus het gesê, Here, het ons nie in U naam duiwels uitgedryf en in U naam mense genees nie. Die Here Jesus gesê, gaan weg van my af, want ek het jou nie geken nie. Dis my alright. Ek skep moed. Alles die kerk vanoggend leer. Ek skep moed. Dat die Here deur sy genade vir ons sal herleef in hierdie kerk. Ek skep moed. Dat die Here in jou hart sal werk om sy hart vir hierdie wêreld te hê. As jy die Here se hart nie vir hierdie wêreld vanoggend het daar waar jy sit nie, dan jy lou. Dan jy lou. Dis asof ons in hierdie dag die stryd meer fel beleef. In die boek Openbaring staan daar, die duiwel was vasgebind vir 1000 jaar. En in die laaste tyd sal hy losgelaat word. Ek ervaar dat die duiwel soos 'n brullende leeu in ons dag rondloop en kyk wie hy kan verslind. Maar ek skep moed. Want God is altyd in beheer. En alles gebeur volgens sy raadsplan. Hy het hierdie dinge reeds bepaal voor die grondlegging van die aarde. God laat toe dat mense sondig. Want dis hoekom die kruis daar was. Sodat ek kan besef wie ek waarlik is. En dat ek 'n behoefte het aan 'n verlosser om my te verlos van hierdie sonde. Nie hierdie substitute wat deesdae in ons kerke aan die gang is nie. Vanoggend toe ons die 2 Halleluja liedere, ek het dit gekies want ek is baie lief vir die Halleluja liedere. Halleluja 3 en 4, meer heiligheid gee my, meer gloed in my hart, meer moed in beproewing, meer smart oor sonde. Want jy sien, kind van God, as jy nader aan God gaan wil leef, gaan die Here vir jou wys in jou lewe wat hom bedroef, wat jy nie gedink het hom bedroef nie. Gaan die Here sonde in jou lewe uitwys wat jy gedink het nie sonde is nie. Gaan jy dalk agterkom dat jy 'n baie oppervlakkige verstaan het van wat sonde is. Biddeloosheid
is nie 'n afwyking nie, biddeloosheid is sonde. Kerk wat biddeloos is, leef in sonde. 'n Kerk wat nie die hart van die Here wil uitleef nie, leef in sonde. Eerder nou kwaad vir my, maar ek het 'n siel gewin vir ewigheid. Eerder kwaad nou vir my, maar dat hy ons uit sy genade herlewing sal skenk. Maar ek skep moed, want groot is die oes. Die arbeiders is min. Bid tot die Here van die oes, sodat hy die arbeiders in die oes sal instuur, om die oes in te samel. Hoor mooi wat ek vanoggend sê. As jy getuig dat jy hom ken, jy bid nie vir hulle wat verlore is nie, jy dra nie die evangelie uit aan ander nie, hoor mooi, is sonde. Wat se sonde is dit? Sonde van ongehoorsaamheid. Sonde en ongehoorsaamheid aan die wil van God. Die Here Jesus sê, Lukas 19 vers 10, ek het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Dis kom hy gekom het. Iewers in jou lewe het jy gered geword, het hy jou kom red, het hy jou verlosser en saligmaker geword, maar vir 5 of 10 of 15 of 20 jaar hou jy dit vir jouself, jy lewe 'n lewe van ongehoorsaamheid aan God se opdrag. Soveel jare al, selfs nog voor my tyd, nog voor ek gebore was, het God op bepaalde tye manne opgewek, wat gebid het vir herlewing, die boodskap oorgedra het aan ander, en hulle wat selfs nie meer daar is nie. Maar ten spyte daarvan, het hy herlewing of die gedagte om daarvoor te bid, te volhard, aan te hou, totdat hy sy kerk weer op 'n besonderse wyse kon besoek. Maar ek skep moed, want hy hou die vlam aan die brand. Hy skep die begeerte, en die tekens en die simptome van herlewing word al hoe groter. Al voel dit nie so. Maar ek skep moed. Soveel gebede, soveel jare al. Iewers moet die offerbak waarvan die boek Openbaring praat, iewers moet daar die offerbak vol raak en God in sy genade ons in die laaste dae raak sien, sodat die oes kan inkom. Maar ek skep moed, want hy is getrou aan sy woord. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Here, herlewing is nie net 'n gedagte nie. Is nie net 'n verskynsel wat onder mense gebeur nie. U is herlewing. Herlewing is wanneer God in ons midde ons fisies kom besoek, sy kerk kom besoek, soos hy die kerk in Handelinge op een dag 3000 mans. Die vrou en die kinders is nie eens ingereken. Een dag 3000 mense tot inkeer onder sondeoortuiging kom. My gebed, Here, is dat U vir hulle wat hier sit besonders mag aanraak vanoggend. Dat U hulle besonder sal aanraak in gebed, om 'n begeerte te hê om tyd saam met U te spandeer.
begeerte sal hê om u hart uit te leef vir hierdie wêreld, 'n begeerte sal hê vir herlewing, om u te kan kom ervaar hier in ons midde. Wil u ons nie kom besoek nie, Here? Nie sodat die kerk net kan vol word, Here, en ons kan sê ons het 'n vol kerk nie. Maar 'n vol kerk van soekende siele na u. Soekende kerk vol siele wat soek om verlos te word. 'n Soekende kerk vol siele, Here, wat u kom soek. Wat in u teenwoordigheid wil wees, en nie net hier nie, Here, in u teenwoordigheid elke dag wil leef. Wil u dit nie in hulle wat vanoggend hier sit, ook in hulle harte kom bring nie, in Jesus naam. Amen.